Goeiemôre, dit is Vrydag die 19de Junie. Vanoggend lees ons saam Genesis 21, vers 15 tot 19. Gister het ons gehoor hoe die Here vir Abraham sê, dis reg, stuur vir Hagar weg en vir Ismael. Vers 15, toe die waters in die sak opraak, het Hagar die kind onder een van die struike gesit. God het die seun se gehuil gehoor, en toe roep die engel van God na Hagar uit die hemel en vra vir haar, wat is fout, Hagar? Moenie bang wees nie. Want God het die gehuil van die seun, daar waar hy is, gehoor. Staan op, tel die seun op en hou hom styf vas, want tot 'n groot nasie wil ek hom maak. God maak toe haar oë oop, en sy sien 'n put. Sy loop toe en maak die watersak vol, en laat die seun drink. Hagar was aanvanklik seker onskuldig in die hele proses van die nuwe seun, maar sy het waarskynlik ook skuld gedra, dat sy vir Sara half met minagting behandel het, en bietjie gespot het. En dan wanneer sy weggejaag word, wanneer sy weggestuur word en hopeloos, moedeloos in die woestyn sit, wag dat sy en haar seun sal doodgaan, dan kom red God aan. Soos God vir Abraham gesê het, dat hy ook vir Ismael sal seën. So groot is God se genade. Ja, die Here het ook genade met die foute wat ons maak. Die Here het ook genade vir mense se besluite en dinge wat mense doen. Het is ongelooflik hoe groot God se liefde is. Dat hy hier vir Ismael, wat 'n mens se eie poging was om God se belofte na te kom, uiteindelik nie weggestoot het en weggegooi het nie, maar hy het nog steeds hom geseën, hom liefgehad, vir hom en vir Hagar, ook vir hulle gesorg. Weet dat God almagtig en genadig is, dat ons genadig moet wees soos hy is. Dankie Here vir u genade en liefde. Here, ons moet bely dat ons so min genade betoon aan ander mense, dat ons baie maklik sou gesê het, laat hulle gaan, gee nie om wat van hulle word nie. En tog, Here, is u die een wat omgee, wat seën, wat voorsien. Geef vir ons elke dag die geduld wat ons nodig het. Ja, Here, gee vir ons die wysheid, gee vir ons daardie vrugte van die Gees, wat u koninkryk sigbaar maak in die wêreld om ons. Dankie dat ons in u liefde kan lewe. Dankie dat ons vir mekaar kan bid. Here, u ken ons elkeen se nood, se vrese, seën ons, lei ons. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.